says to you, this meat has been offered in a sacrifice to an idol, do not eat it, out of consideration for the one who told you, and for conscience sake. And by conscience I mean for the sake of the other man's, not yours. For why is my freedom of choice judged by another's conscience, another's ethics, another's sense of right and wrong? I will take my share of food with thankfulness. Why am I accused? Because of something for which I give thanks. Ja, en Daniel het nie kos van die koning se tafel af geëet nie, sodat hy nie homself verontreinig het nie. As ons 'n bietjie dieper daarin gaan kyk, sal ons sien dat die feit dat die kos dalk aan afgode geoffer was, net een van verskeie moontlike redes was hoekom hy dit gedoen het. Nou elkeen van ons kan meer waarde in een van die redes as 'n ander plaas, en selfs in dit moet ons mekaar respekteer. Die volgende gedeelte wat ons gaan lees is Romeine 15 vers 1 tot 13. In dit kry ons twee gedeeltes waar Paulus weer die geskil oor die koswette as ook die heilige dae aanspreek. In die eerste gedeelte van vers 1 tot 6 spreek hy die sterk gelowiges aan oor hulle verpligting teenoor die swak Joodse gelowiges. In vers 7 tot 13 praat hy met beide groepe. Hy beveel hulle om met mekaar te aanvaar en om te leer om God saam te aanbid. Dit bly steeds die sterk gelowiges se verantwoordelikheid om hulle te ontferm vir die swak gelowiges. Wanneer die twee groepe van mekaar begin omgee, sal die konflik homself oplos. Wat ons in hoofstuk 14 gesien het, was dat hierdie Romeinse Christene so vry was van die voedselwette en die heilige dae, dat die Joodse Christene hieraan bly vasgehou het. Nou in principe was dit nie 'n probleem nie. Die probleem was dat hierdie Romeinse Christene fanaties was daarin om die Joodse Christene op hulle tekortkominge te wys. Kom ons lees Romeine 15 vers 1 tot 13. En op ons wat sterk is die verpligting om die swakhede te dra van die wat nie sterk is nie, en nie onsself te behaag nie. Want elkeen van ons moet die naaste behaag met die oog wat goed is tot stigting. Want ook Christus het homself nie behaag nie, maar soos daar geskrywe is, die smaadhede van die wat u smaad het op my geval. Want alles wat tevore geskrywe is tot ons lering tevore geskrywe, sodat ons deur lydsaamheid en bemoediging van die skrifte hoop kan hê. En mag die God van lydsaamheid en bemoediging aan julle gee om eengesit onder mekaar te wees, ooreenkomstig die wil van Christus Jesus, sodat julle die God en Vader van ons Here Jesus Christus eendragtiglik uit een mond kan verheerlik. Neem daarom mekaar aan, soos Christus ons ook aangeneem het, tot heerlikheid van God. En ek sê dat Christus 'n dienaar geword het van die besnydenis ter wille van die waaragtigheid van God, om die beloftes aan die vaders te bevestig. En dat die heidene ter wille van sy barmhartigheid God kan verheerlik, soos geskrywe is. Daarom sal ek die loof onder die nasies en tot eer van u naam psalm sing. En ook sê hy, verbly julle o nasies saam met sy volk,
sien dat hierdie sterk gelowiges die swak gelowiges moet aanvaar, sonder om hulle geloof seer te maak. Hulle moet nie die swak gelowiges probeer domineer nie, maar hulle moet help om hulle laste te dra. Hierdie sterk groep se verantwoordelikheid strek verder as om net die swak groep te verdra. Hulle moet die swak groep se laste help dra. Hulle moet die swak groep se tekortkominge verstaan en hulle in liefde daarin ondersteun. En dit kan die sterk groep nie hulle self meer belangrik ag nie. Die sterk groep moet probeer om die swak groep in liefde op te bou en hulle weerhou daarvan om beter te wil wees as die swak groep. Dan sien ons in vers 2 en 3 staan, want elkeen van ons moet die naaste behaag en met die oog op wat goed is tot stigting. Want ook Christus het homself nie behaag nie, maar soos geskrywe is, die smaadhede van die wat u smaak, het op my geval. In vers 2 stel Paulus dieselfde ding op twee maniere. Hierdie is natuurlik nou vir die sterk gelowiges. Hierdie groep moet help om die swakker groep se tekortkominge te dra. Terwyl hulle dit doen, moet hulle hulle naaste tevrede stel. Paulus het hier Levitikus 19 vers 18 in gedagte. Wees lief vir jou naaste soos vir jouself. Ook wat hy voorheen geskryf het in Romeine 13 vers 8 tot 10. Julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om vir mekaar lief te hê. Wie sy medemens lief het, voer die hele wet van God uit. Al die gebooie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of watter ander gebod daar ook is, word immers in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie. Daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet. Liefde word hier geherdefinieer as die behoefte om die ander te behaag of tevrede te stel. Liefde gaan nie oor onsself nie. Dit gaan nie oor ons eie bevrediging nie. Dit gaan oor die bevrediging van die ander party. Hierdie sterk groep moet geestelike genot bring aan die swak groep. Die sterk groep moet aan die ander gee dit wat geestelik opbouend is, op so 'n manier dat hulle nie geestelik skade doen aan die ander groep nie. Wat is die doel hier? Om hierdie swakker groep te help om te groei in Jesus, om hulle op te bou in Christus, om die medegelowiges se wandel in God te versterk. Paulus gee dan 'n voorbeeld in vers 3. Christus Jesus het nie homself behaag nie. Sy lewe het nie daarom gedraai om sy eie behoeftes te vervul nie. Sy lewe op aarde was sy fokus op ander se behoeftes.
sê vir julle, as julle getrouheid aan die wet nie meer inhou as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs nie, sal julle nooit die koninkryk van die hemel ingaan nie. Hierdie leringe is egter nie meer die roete tot redding nie. Slegs Christus Jesus is nou die weg tot redding. Efesiërs 2 vers 15 staan daar, die wet van Moses met al sy gebooie en bepalinge het hy opgehef, en deur vrede te maak het hy in homself die twee, die Jode en die nie-Jode, tot een nuwe mensheid verenig. Dit speel egter nog steeds 'n rol in goddelike openbaring en in die instruksie van God se kinders. In 2 Timoteus 3 vers 16 kry ons 4 doelstellings van die skrifte, ons Bybel. Dit is lering, teregwysing, regstelling en oefening. Kom ons kyk daarna. Die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwalinge te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek. Die Romeinse Christene en ons vandag moet ons toespits daarop om te weet en te verstaan wat in die Ou Testament aangaan. Die Ou Testament bou dan ook ons hoop. Alhoewel dit lyk of hierdie vers nie lekker inpas in die gedeelte nie, is hoop dit wat ons as eenheid saambind in die kerk. Beide groepe in die kerk staan vervolging in die gesig. Daar is hoop in Christus, wat
ook op wat Paulus let ook op dat Paulus weer van God beskryf as die Vader van ons Here Jesus Christus. In Efesiërs 1 vers